اوكي اخذتم مال لتس جو. اوكي شرح. Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom bij volgens de eredienst. Kom straks met 2 voorzangeren en dan zal ons nog verder gaan van. Oh,
Die Heer het opgestaan. Dis die groet waarmee geduldig is vir eeuwe mekaar groet. En ons is vandag met Paassondag, en julle sal net nou sien, die simboliek is nou nog swart, want ons het die kruisiging van die Here onthou, en dis hoekom ons die donker en die swart, en so die ligte ook nog af is, om iets van daai moedeloosheid te weergee. So, ons het nie die ligte vergeet nie, ons gaan net nou dit aansit, dan gaan die ook daarvan kennis neem, dit is deel van die symboliek. Ons gaan ook dan net nou spesifiek by die opstanding ook van die Here uitkom, wat ons gaan kyk na die tema, en deur die merke aan die spyker bring hy vrede. Ons gemeente, die Paaikern gemeente, het saam met die saamgroep in die oor wat ons optree, so hulle tree vanoggend daai kant op, so dis die dat Sakeer Jaak en 'n klomp van ons mense is daai kant, so ons is heerlik, jy ook vandag hier saam met ons hier, ook so die musiekbediening so saam die kan geniet. Ons het 'n paar mense wat ook met hulle gesondheid is, Gerard van Rooyen is nog steeds in die hospitaal, ons net van hom, Johnny Barnard, het ook met sy gesondheid gesukkel, hier is 'n paar van julle Peters, ek is bly dat jy Hinkepink en al hier saam met ons is, so lekker om jou ook hier saam met ons te hê, en elkeen anders van julle, wat ook so met julle gesondheid ook stoei. Ons het, as alles rechtloop, wat ek vir donderdag verwandel in die woord, ons is daarmee besig, die finansiële vergadering ook gaan aan, en die rest van die program is weer duidelik. Freddy wat ons karre oppas vir jaar morgen, is het sy keer, ons bestaan Potse, Minnie, die jaar is ook daar. Nou die stadium het ons nog nie 'n skakel uitgestuur vir die online opname nie, omdat daar 'n probleem met die skakel is. Hulle neem wel die voor op, so die kamera hier so neem op, ons hoop om dit dan wel die later uit te stuur, so ons hoop dat ons online mense ook dit sal kan volg. Interessant genoeg, ons tel 'n week na die Sondag, kyk ons hoeveel mense ingeskakel, en die Sondag is daar meer ouens wat eers daar online kyk is, wat in die eredienste. En dan die laaste klop mense wat ek in besonder wil verwelkom, is ons lidmate van Montjek. Ons het amptelik vandag die eerste keer weer, ek het Leon net nou omtrent 'n hartaanval gegee, toe ek vir hom sê, ek het jou gemis by Montjek vanoggend, maar dis dan ook nie waar nie, ek het sommer net sy siel uitgetrek. Dan ek gaan sien, waar is ons mense van Montjek? Daar heel agter sit van hulle hier so klop daar, waar sien ek daar? Want jy wil nog so lank die dienste by ons gaan, nou nie meer sê juist van Montjek, of jy het van daai van so. Mense, julle is baie welkom, wat 'n voorreg om ook vandag so by mekaar te kan wees. Kom ons sit net so, en ons begin op hierdie diens, deur vir onsself te sê, die Heer het opgestaan. Amen. Ons sit net so, dat sy ons sal trek sal. Your
buiten raak, dan was daar nooit pijn nie. Toe die spykers die bloed daar die landkruis kraak, want daar was 'n houtkruis. Jare aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Ja, daar was 'n houtkruis. My siel is aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Ja, 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Ek deel 'n stuk van 'n gedig van wie ek hier nou met julle. Die wrede spykers word deur vlees en been met felle slae ingejaag, sy hande verstrek in laaste goddelike seën. Hy wyd uitgebrei oor alle lande. Die vroue roep in duisternis en treur, die aarde beef, die tempel voorhang skeur. 3 dae was daar duisternis, alleen in diep gelatenheid, soos in die sand, 'n suiwer saad wat wag op son en reën, het al sy sterflikheid stil dat gedrang. Die zwaar en traag slake van die vlees, sy onrust, vrees, verwarring en warm, en hy, een met die Vader en die Gees, verheerlik in lig weer op te staan. Die dag, die wagte kan in die gloed nie kyk, die steen is afgewentel deur die wind, wat uit 4 hemelstreke op die aarde stryk, dat het vergrys is tot stof en grit, en in die diep duisternis te vlam, want hoog, rank en strekeloos. En dan, so verwysing na die opstanding, die dag en jy vir my kom help en daar ene, dat van hierdie symbolies afval, wat ons symboliseer by die donker, die swart van die dood word afgehaal, ons haal dit ook daar van die blomme af, om te symboliseer, dat die Here uit die swart, uit die dood, opgestaan. En hulle kan die regte lig eers daar bo aan sit, die kruis. Dankie. Nou kan ons staan, en dan sing ons volgende lied, Hosanna saam. Die kan ons saam op die bord sit, Hosanna, Hosanna, en die hoogste speel ons dan as ons loflied staande. Wat juig, ja. Moet dan niet rustig.
onlangs baie goeie vraag gekry wat gehandel het oor die bijvoorbeeld Lazarus wat in die dood opgestaan het en wat met hom gebeur het, hoe verskil dit van ons geloof byvoorbeeld in Christus wat in die dood opgestaan het. Ek dink die verskil wat ons moet snap is dat Lazarus het geleef en oud geword en weer dood gegaan. Soos wat 'n klomp van die ander mense wat op 'n manier die Here in hulle nood ingegryp en die persoon tydelik weer lewendig gemaak. Maar as ons na Jesus sou opgestaan en gaan kyk, dan bely ons dat ons glo in 'n lewe na die dood. En in die waarheid is hoekom ons op Sondag kerk toe kom. Want die Saterdag is die Saterdag. En vir baie lank na die opstanding het die Christene en die Jode opstaan op Saterdag gegaan. En toe die Christene opgestaan en sê nee, maar ons deur op 'n Sondag by mekaar te kom, sê ons vir die wêreld, die Here leef. So elke Sondag as jy eintlik aantrek en kerk toe gaan en jou bure weet jy gaan kerk toe, dan sê jy vir die wêreld, die Here leef. Die Here het opgestaan. En ek wil julle dit nou sommer net vir julle self hard sê. Die Here het opgestaan. Kom ons sê dit, net dat ons dit in jou eie ore hoor, en gaan elkeen van julle vra om dit as 'n verklaring te sê. Die Heer het opgestaan. En dis wat Christene anders word. Dis wat ons nie 'n sosiale klip maak nie. Dis die kern van ons geloof, wat gelowig is by mekaar kom. Vandag gaan ek so 'n bietjie kyk na die tema van die spykers bring dit vrede. So die opstanding Sondag ontken nie wat Goeie Vrydag gebeur het. Dis hoekom net nou die swart nog hier gehang en die simboliek. So ons ontken nie die pyn en die swaar en die ellende waar die Here gegaan het, sodat ons kan leer. So ons onthou dit. Ons vergeet nie net van die kruisiging nie. Op 'n manier inspireer dit ons. Kan ek nou vra sommer interessant dat die van die vrouens hier, miskien selfs mans, dra 'n kruisie om hulle nek. Kyk gou vir my. Kyk hoe baie van julle, die hele lot van julle het toevallig nie die hand vandag. Baie mense dra dit. En daarmee sê ons, en jy sien dit ook op hoeveel tekens, dat ons eintlik sê, die kruis is kaal. Die Here is nie meer op die kruis en daarmee bely ons dat die Here opgestaan, dat hy lewe. Dis wat die kruis wat eers 'n teken van vernedering en van skaamte en van eintlik veragting was, vir gelowiges 'n teken van krag en hoop en lewe oopbring. Wat 'n kragtige gedeelte. Ek gaan vandag uit Johannes 20 met julle lees, Johannes 20 van vers 19 af. So voor ons dan die gedeelte ook gaan lees, kom ons sit net so en ons word stil in gebed ook voor die Here. Hemel Vader, baie dankie dat ons vandag saam met gelowiges oor soveel eeue, soveel lande, soveel tale, soveel kerke kan juig en kan sê, die Heer het opgestaan. Dankie Here vir die verskil wat dit nie net in die wêreld nie, waar ons eie lewe gebring het, waar ons vandag hier saam gaan lees uit gedeelte Johannes 20 uit, mag die Gees ook dit vir ons helder en duidelik maak. Here, dankie dat ons die voorreg het om sonder vrees ook vandag hier te kan vergader. Ons dink aan soveel gelowiges in soveel lande in die wêreld wat toenemend onderdruk is, omdat hulle nie vry kan vergader nie, omdat hulle bang is vir vervolging, omdat hulle eie lewe nie seker is as hulle verklaar dat die Heer het opgestaan. Here, mag ons ook so nie dankbaar wees vir wat ons het,
maar nie blind wees soos ander wat nie so tevore kan wees. En ons dankie vir elke kerk wat vandag ook by mekaar kom om in die naam te aanbid. En ons vra Here dat U opnuut ook so die volgelinge sal versterk. Mag U ook ons vandag in ons geloof versterk en mag ons ook hier in Johannes ook hoor dat U vandag vir ons wil sê. Spreek Here, ons luister. Amen. Ons gaan saam lees Johannes 20 vanaf vers 19. En dis die Sondag aand waarvan ons nou lees. Dis die oggend wat hulle gesien het, die graf is leeg. Na die Sondag aand was die disippels by mekaar, alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, laat hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word hulle dit weer ook vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie weer ook vergewe. Jonas, wat ook hierdie misgenoem is, 1 van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek net die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Jy kan op die skriflesing vir ons ook wou, jy kan vir ons teruggaan na die eerste gedeelte, ja, die eerste volgende, dat is, hou eers vir ons daar, dat is, dankie, wonderlik. Mens kan letterlik hierdie prentjie in julle poppe kry. Dis aand, dit word donker, en dan word daar sterk boodskap daar, weet die deure, alhoewel die deure gesluit is, omdat hulle bang was. Waarvoor is hulle bang? Hulle was bang, dat hulle ook vervolg gaan word. Hulle was bang dat hulle dieselfde pad gaan loop. Hulle was letterlik bang vir hulle eie lewe, hulle eie voortbestaan, want die mense het goed geweet, wie is die disippels wat saam met Jesus rondloop. Hulle identiteit was bekend. Hulle is bang. Oeps, ons is daar volgende. Dis 'n pad wat begin het, en die hartseer is mense vandag nog word Christene vervolg. Hulle reik vir elke paar maande lysie uit van lande, en dis eintlik ontstellend om te sien hoe die vervolging van Christene toeneem. En dis verskillende vlakke. Party is direkte vervolging, ander is baie meer subtiel, baie meer fyn. Hulle is agter geslote deure. Dan skielik, Jesus het gekom en tussen hulle gaan staan. En dit sê vir ons iets van hoe die opgestaande liggaam gaan werk. Hy kan moeiteloos deur deure en mure beweeg. Maar hy is nie 'n spook nie, hy is nie 'n gees nie, hy dryf nie daar rond in die lug nie. Hoe weet ons dit? Want hulle kon hom vat. En hy kon kos eet. Toe dit was 'n fisiese liggaam wat die Here gehad het. Wat sê dit vir ons vandag? Geen hindernis, geen slot,
geen dier kan die Here weer nie. So, tot nie is hulle eie vrees en onsekerhede. En wat is die wonderlikste van daai boodskap? Sy eerste woorde, vrede vir julle. En ek dink dis die boodskap wat die Here toe vir sy volgelinge gekies het en wat hy tot vandag, en ek wil vandag vir elkeen van julle, ook julle wat dalk altyd kan kyk later, hierdie wonderlike geskenk van die Here gee. Die Here kom nou vandag en hy sê, vrede vir julle. Ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie. Ek weet nie wat is die bekommernisse in die bang wat jy saam met jou dra, of het oor gesondheid gaan, en of het oor finansies gaan, en of het verhoudings gaan, en of het oor eksamen gaan, en of het oor werk gaan. Wat ek weet, is ons stoei as mense hiermee. En net soos die disciples toe hulle eie bang gehad het ons ook maar ons eie mens wees wat ons saam met ons dra. En dan kom die Here en hy sê, vrede. Let op, geen verwyte. Maar hoekom het julle die pad gevat? Waar was julle toe ek julle doene gehad het? Oh, Petrus, jy het my 3 maal in die steek. Niks verwyte. Niks. Geen oordeel. Geen beskuldigings. Geen, ek wil sê, ons liewe sarkastiese opmerkings. Ek wil eers nog die opmerkings gee, want kom ons sê sarkastiese opmerkings. Niks daarvan, maar vrede. Hy wys hulle sy hande en sy seile. Nou dis interessant, dat as ons van die volmaakte liggaam van die Here praat, dan sê ek gewoonlik vir mense, ek glo dat wanneer ons die opgestaande liggaam het, daar geen pyn en geen seer en geen siekte gaan wees nie. En toch het hy werklik gehad. Littekens, hy wys dit vir hulle. Waarom? Dit was nodig as bewys van sy identiteit. Dit was nodig om die merke te wys as bewyse. Dis letterlik deel van die getuienis om te staaf dat dit werklik Jesus was. Nou terselfs as na die merke gaan kyk en die spykers gaan kyk, die antieke Middelooste se spykers het redelik radikaal verskil van hoe spykers lyk as ons vandag daarna kyk. Die spykers wat met kruisiging gebruik was, is tussen 13 en 18 centimeter lang. So is redelik wille spyker. Baie langer as 'n 6 duim spyker. 3 maal langer as 'n 6 duim spyker. Die van julle wat in die ou tyd gekamp het, kan amper eerder 'n pen van 'n kamp onthou. Dis letterlik dis 'n dik, ronde stuk yster, baie keer grof, swak afgewerk, wat vierkantig, lelike ding. Die mense kan tegenlik opkijk waar is die Here geslaan, die hande, die getuienis dui daarop dat slagoffers deur hulle polse geslaan is eenvoudig omdat hulle hande gesteer het met die gewig van hulle liggaam kon dra nie. Vlees aan die jaan, ongelooflik pyn. En daai merke, daai simbool van die mense se aksie word eintlik gewys. Dis eintlik die simboliek wat ons vandag sien, die pyn is gedra, die prys is betaal. Die Here nie dit gedra nie, maar hy het opgestaan uit die dood. Dis wat die verskil maak. Baie ander mense het ook dood gegaan. En is ook gekruisig. En is ook aaklig gekruisig. Dit ook verskriklik swaar gekry.
En die Here Jesus is die eerste een wat kon opstaan deur die mag van die dood te breek. En hierdie wys is dan die getuienis sodat hulle kan sien, sodat hulle kan glo. Dus daai gedeelte lees en jy kan aangaan na die volgende blad toe vir my, dan is daar die beeld ook daar, omdat ek sê, daar het die Heilige Gees oor hulle uitgelaat, en dis interessant. In ons kerklike jaar gaan ons nou na Paasfees, gaan ons in die 40 dae na Hemelvaart toe. Ek sien nou so 'n bietjie van verlede Sondag met ons afkondigings wat ons aan die Hemelvaart toe adverteer het, nou is nog 40 dae. En dis hoekom as jy 40 van Sondag tel, kry jy altyd 'n donderdag aand. En dis hoekom die Hemelvaart altyd op 'n donderdag aand is. Dis die tyd wat die Here ook aan mense verskyn het. En hier is 'n interessante gedeelte dat hy hier al die Heilige Gees oor hulle geblaas het. Later is die Heilige Gees ook amptelik vir al die ander mense, al sy ander volgelinge ook uitgestort. En toe kry die disippels hierdie nou herken hulle, toe skielik is daar vreugde, toe hulle daai litteken sien, toe hulle daai merke sien, toe hulle snap, maar die Here leef. En daarom kan hulle terugdink na die tyd en onthou al die goed wat die Here vir hulle vertel het wat gaan gebeur het, want die tekens en kan hulle die bloed is, ons nagmaal vier, ons drink die druiwesap op die wyn, dan onthou ons die bloed van die Here wat gestort het, sodat ons kan leef. Dit is baie sterk simboliek wat hierin na vore kom. Dit is werklik hy. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En dis die opdrag wat gelowiges deur al die eeue tot vandag toe nog steeds het. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek ook vir julle. Die kerk se boodskap werk nie, want ek vir hom nou vertel wat hy moet doen nie. Jesus se boodskap werk wanneer mense getuig en vertel wat die Here vir hulle gedoen het. Wanneer jy jou eie geloof bely en sê, dit het ek beleef, ek was in sak en as en dit het my verskriklik sleg gegaan, en toe die Here vir my dit gedoen. Ek is heeltemal moedeloos toe die Here dit vir my gedoen. Daar in my benoudheid, in my bang, die Here dit vir my gedoen. En wanneer mense dit hoor, dan bring dit krag. Mense kom nie tot bekering en ons sê, ja, jy moet nou ophou dit en jy moet nou dit en jy. Dit werk nie. Dit bring geen inspirasie by mense nie. Van vra maar vir 'n roker, hoeveel keer het hulle al gehoor, roker sleg vir hulle, hoeveel het al opgehou. Maar wanneer jy aan getuig van die lewensgewende genade van die Here Jesus Christus en dit bring 'n opgewondenheid, dan kan mens iets snap van wat hy sê, gaan en getuig julle ook. En dat is 'n interessante gedeelte, want as julle nie mense se sondes vergewe, word hulle nie deur God vergeef. Dis 'n baie sterk boodskap wat gelowiges vandag ook moet verstaan. Ons werk is nie om mense aan te kla en om regter oor hulle te speel en sommer die landsman ook te wees nie. Ek hoor baie keer van die kerk se kant asof party leraars en party gelowiges so 'n posisie inneem asof hulle ander kan oordeel. Hier is 'n baie duidelike boodskap dat die Here vir ons sê, ons wat volgelinge van die Here is, se werk is om die liefde en die vergifnis en die genade van die Here te verkondig. En hy wat jy met spreek, hy waarsku, want as julle dit nie doen nie, gaan dit nie weer God vergewe. Dis so kragtig. En dan moet jy vir jouself vra, wie moet jy vergewe? Vergewe mekaar, soos die Here ons ook vergewe het.
die littekens word baie prakties as Thomas van 24, 1 vir die 12, hy was nie daar nie, so dit is van die praktiese realiteit, dit is nie deel van hierdie storie nie, jy kan met aan die volgende ene aangaan, hulle sê toevoeg, kom ons het die Here gesien, dis 'n getuienis van, wow, hierdie goed is waar, alles wat ek gesê het, is hom gesien. Nee, wacht 'n bietjie. En dit is vir my net wonderlik, want Thomas symboliseer eintlik 'n baie groot deel van ons samelewing. Dat met so kritiese, cyniese, bietjie realisme sê, nee, wat ek gaan nie in die storie glo nie. Ek wil nou eers vir myself bietjie feite sien, ek wil net bietjie, en ek was ook my hele hande aan die sy gaan steek, anders wil ek nie die storie glo nie. As ek nie sien, ek wil nie hoor. Ek dink, dis een van die uitdagings van vandag, dat ons nie hoor, is dit soms vir ons moeilik om te glo. Ons kan so oorweldig word deur die slegte nuus. As ons net nou na die wêreldnuus kyk, ons het hier buite gestaan, want ons het daar buite staan gepraat, met die oorlog en die drama en die krisisse. Dis maklik om moedeloos te raak. Wanneer jy gaan brandstof ingooi en jy sien hoe die brandstof jou byt, as die rekening nie lekker wil klop nie, as dinge by die werk skeef loop, as jy slegte nuus finansiëel kry nie, dinge werk net nie. Die wonde van die realiteit is dat ons leef steeds in 'n onvolmaakte wêreld en al het die swart af en al bely ons die Here leef, wag ons vir die wederkoms. So ons is in hierdie tyd tussen die hemelvaart en die wederkoms. Ons is in die tyd wat gelowiges gewaarsku is oor oorloë en rampe en siektes en krisisse en slegte leierskap. Alles wat gebeur, presies soos die Here ons voorspel het kan gebeur. En dan kan ons ook totaal en al moedeloos raak, of ons kan sê, dit is net soos die Here gesê het, dit gaan wees. En dan kan hy, soos ons soos Thomas die keuse maak om te sê, ek kan glo, of ek kan nooit glo. En die littekens vir die Here daar vir die mense gewys het, is juist tekens dat ons kan glo. En as ons die nagmaal gebruik, dan is dit tekens dat ons opnuut kan onthou, dat ons opnuut ons geloof kan versterk. En as ons hierdie gedeeltes lees vandag, ons kyk na die spykers en ons kyk na die merke, dan kan ons saam met gelowiges opnuut sê, die Here leef. En daarom kan ek sy vrede ontvang. In 'n wêreld wat dit soms nie sin maak, vrede oorleef. Mag elkeen van julle, wanneer die uitdagings van jou eie realiteit, jou eie gesondheid, jou eie verhoudings, jou eie werksomstandighede, werklik mag wees, opnuut vandag hoor, dat die Here vandag na jou kom en vir jou sê, vrede vir jou. En mag ons net nou groete, die uit die kerk uitstap, en uit die seën van die Here uitspreek, ons opnuut iets van die teenwoordigheid en die liefde, die krag van die Here ook op hierdie Paassondag, op hierdie opstandingssondag, tot ons eie kan maak. Wat ons so kan leef, dat ons met sekerheid ook verander kan getuig, dat die merke van die Here
ook gesien en gehoor, omdat dit ook so oor die eeuwe deur gelowiges daarvan getuig is. En ek het die vrede van God geleef, omdat die krag van die Heilige Gees binne my hart kan leef. Maar ons ook so leef met die vrede van die wete, die Here Jesus Christus leef. Hy het waarlik opgestaan. Amen. Kom ons sit net so 'n oomblik stil, dan gaan ek 'n gebed doen, dat jy net saam met wat die Here vandag ook vir jou gesê het. Kom ons word stil in gebed voor die Here. Dankie Here dat U verstaan as ons bang is en as ons twyfel en as ons onseker is en as ons moedeloos is. Maar dankie Here dat U ons nie verwyd en verwilder en vir ons kwaad is en dit ons moeilik maak nie. Maar dat U ook so ongelooflike pad met ons as mense geloop. Dankie Here dat U ook daai sondige aand van die disippels kon verskyn met die wonderlike boodskap van vrede vir julle en geduldig vir hulle die weg te wys en hulle vreugde kon beleef. Dankie Here dat U ook ons as Thomas sal vra en onsekerheid kan snap en dat ook ons so kan jubel vandag om te weet die Here leef, waarlik die Heer het opgestaan. Here, maak ons saam met soveel ander gelowiges ook kan getuig wat ons die vrede ook deel van ons menswees gemaak. Ons dankie daarvoor. Ons vra dat U elkeen in besonder hier sal aanraak. Here, ons dink aan hulle wat met gesondheid sukkel. Ons dink aan hulle wat sommer net moedeloos voel. Ons dink aan hulle, Here, wat sukkel om die finansies te laat klop. Here, ons dank U vir elkeen met wie dit goed gaan. Elkeen wat met 'n sekerheid kan sê, die Here is my herder. Dankie Here dat ons vandag op hierdie Sondagoggend so saam in die naam van vergader. Dat ons kan sing en kan jubel van 'n houtprys van Jesus groot oor almal. Ook kan verklaar en weet dat U is ons redder en ons God. Amen. Daar is geleentheid om die Here te dien met die liefdesgaves. Ek sien dat iemand ons dalk 'n opmerking wil maak, vraag wil vra, bydra wil maak.
Maar dan kom ons gaan afsluit met die lied. Dis waarom ek sing. Hy het kom weet, die was verloor was. Ons klim dit staan dit saam met ons tot. Vrede vir julle. Amen. Voormondige dat ze niet gaan slapen. Zeker dat we huis doen, dan ze er wachten.
vanoggend nie gaan doen. Dan gaan we ook. Nu gaat het niet.